Vriende, baie welkom ook by vanoggend. Ons reis vanoggend uit saam met Job. En ons is in hoofstuk 42 en ons lees vers 3 tot 5. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. Die wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê. Maar nou het ek u self gesien. Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp nie. En tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê. Maar nou het ek u self gesien. So aan die einde van hierdie baie intense boek Job. Job se verhaal leer ons vandag van 'n paar belangrike lesse en ek gaan gereeld sommer so na die skrywe toe terugwys want dit is help om hierdie so mooi as bes as moontlik in 'n perspektief te plaas. Hy sê dat as dit goed gaan, is dit regtig maklik om te glo in God te prys vir sy genade en trou en voorsiening. En dan voel dit selfs maklik om ook ander hiertoe tot die geloof van dankbaarheid aan te moedig. Maar wanneer dinge skeef loop, en jou drome en jou planne heeltemal in mekaar val en die lewe meer vyhandig word en jy swaar kry, dan skop die moedeloosheid in. Ons sien hoe dit ook inskop daar in hoofstuk 3. Nuwe vrae kom dan na vore, uitmergelende vrae wat in jou bly knaag, soos waar is God in dit alles? Waar is die liefdevolle God van Jesus nou? Hoe ry my ellende met sy beloftes van troos en bystand? Ja, met sy sogenaamde almag. Want as die opgestane Here die magte wat ons lewe ontwrig oorwin het, waarom bedreig hulle ons nog so? Of is die aaklige en ontnigterende vermoede dat God afwesig is of selfs nie eens bestaan nie en ek dus op my eie in 'n oneindigende leë heelal alleen met voortploeter, miskien meer waar? Is ons lewe nie maar op sy beste 'n uitgestelde tragedie nie? Dit het Job 'n lang tyd met vele slapelose nagte en intense worsteling gekos om enigsins sin te maak van sy ellende. Van die verliese wat hy as toegewyde gelowige moes ly. Die goed-bedoelde maar slegte raad van getroue vriende wat hy moes leer verwerk. Sy lewe herinner ons op 'n oorweldigende manier dat daar in sekere situasies eenvoudig geen maklike antwoorde of uitweë is nie. Dink sommer ook in jou eie lewe. Nee, daar is sekere situasies waar daar geen maklike antwoord is nie. En ons kan tog so maklik vir mense met maklike antwoorde probeer troos. Maar hier sê hy dat die pad van die geloof soms kan vasloop in wanhoop en in twyfel. Of in siniese twyfel. Hy sê in sulke omstandighede, so getuig gelowiges oor eeue, is die hoopvolle wag en die geduldige vasbyt al wat oorbly. En die moed en dissipline om alles dit sonder lus, met 'n geboue hoof en 'n verslae gees te bly bid, te bly protesteer, te bly aandring, te bly roep, selfs al bly dit nag. Want wie weet, miskien is daar 'n God wat hoor, wat saam met jou en my swaar kry. Wat ook sagweg skry soos Dorothy Sollig so mooi geskryf het. Wat weliswaar so vertrouens ook die mag het om op eie manier, 'n eie tyd, sake om te keer en jou te verras. Net soos met Job gebeur het, sodat hy uiteindelik 'n nuwe oorgawe moes toegee. Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie.
nou het ek U self gesien. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi om te sien hoe die einde nie 'n pad is van siniese twyfel nie? Hy sê dit tog so mooi, hy sê, ek het tot op hierdie punt net na woorde oor mense, wat mense van U gesê het geluister, nou het ek U self gesien. En dit is so, soms verstaan ons die pad, verstaan ons so min van die Here se pad met ons, veral wanneer ons swaar kry en twyfel, maar dan mond dit uit in nuwe hoop, nuwe geloof, en om die Here self te sien. Mag dit vir jou ook uitmond, om met nuwe oë, met nuwe geloof, met nuwe hoop, ook die Here self te sien. Here, U ken elkeen van ons se pad. Here, in partykeer is dit vir ons wonderlik, en is ons bekragtig, maar dan kom daar tye, wat ons so min verstaan, van wat die lewe met ons maak, en wat ons pad met U selfs ook behels, en waarheen U met ons op pad is. Maar Here, dan mond dit uit, in hierdie wonderlike ontdekking. Ek het U self gesien. Ek het U gesien. Hoe wonderlik is dit? Mag ons nie in plekke vasdraai in siniese twyfel nie, maar mag dit vir ons oopbreek in wonderbaarlike hoop, waar ons U self kan sien. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Seën vir jou ook vir hierdie dag, tot 'n volgende keer.